Gesels net nuus, episode 9. Maggie, ek het slegte nuus. Maar ek gaan nie daarmee begin van hierdie week nie. Ek wou net sê, maar jy bring ons maar altyd die slegte nuus. Ja, nee, dis ons nuus. Okay. Het jy al gehoor van Tasman Brits? Ja. Almal het al gehoor van So is Tasman ook Brits. Esther, is dit nie? Ja. Klerksdorp, born and bred. Maar sy was nog altyd groot op sport. Ja. 'n Fantastiese sportmens. Maar sy speel deesdae nou cricket. Sy's op ons Proteas Women's. What? Sy's ons Protea Women's opening batter. Just like it. En hulle het nou op die 9de April 'n one-day international teen Sri Lanka in Oos-London gespeel by Buffalo Park. Nogal Sri Tasman, Lanka. 116 runs. Jin. Uit 128 balle. Well done. Daar's 'n vreeslike lang artikel, maar dis die highlight uit hierdie artikel. Ek is baie bly om te sien dat ietsie daaroor geskryf. Ek weet nie of was daar op die TV ietsie nie, want die vroue sport, hulle kry nie so groot aandag nie. Ja, ek het gesien selfs die vroue rugby en Ja. daar's van daai vroue wat rugby speel teen wie ek nie sal wil speel. Ja. Hulle tackle. mense. So ja, Maar in dis elk geval, baie goed. Ja, en ons ou klerkshopper en my Ja. skoolsin, well done. Ons moet 'n bietjie gaan kyk op die sportkanale want hulle speel nou 'n tweede one day international Saterdag in Kimberley, maar ons sal maar Ons moet bietjie gaan kyk en ondersteun, nê. Ja, sê. Ja. In 'n geval. Al is dit nou Dis uit ons daai uit data huisdorp uit. Ek moes daarmee begin want Dis lekker, dis slegte nuus. Dis lekker nuus, ja. Voor ek begin met die slegte nuus. Ja. En ongelukkig weet jy wat? Ons CFO is alweer in die sop. Ons dis nou Mercy, wat's haar naam? Vetla. Ek sukkel. En sy blykbaar en onthou nou, hierdie is nou goed dat sy nou aangevang het nadat sy al reeds aangekla is van die ander. Kyk hoor wat jy sê. Okay, goed. Dis 'n vreeslike lang statement. Ek gaan nou nie alles lees nie. Dit is alles op IOL. Jy kan die artikel gaan lees. Okay. Baie van die ander nuusagentskappe het ook die nuus. Maar onder andere het sy nou 'n klomp goed nou weer gaan koop wat sy in Januarie hierdie jaar gaan dis electrical equipment wat sy by 'n sekere maatskappy aangekoop het of die geteken het vir die aankoop daarvan. Die belangrike deel is dat die klomp goed wat sy gekoop het 'n waarde het van 2.9 miljoen rand. En ons munisipaliteit het nie geld nie. En sy maar behalwe daarvoor. Sy het dit reg gekry om die aankope goed te keur op haar handtekening sonder toestemming. Nou ek gaan net 'n kort stukkie hierso lees. The approval and payment of this figure was in breach of the National Treasury's regulations as the purchase above 200,000 rand was done by the CFO Vetla, including the acting store buyer and acting supply chain manager without the approval of the accounting officer, Lesego Semetsa, municipal manager, as empowered by the legislations mentioned above. So sy het nog oor hulle koppe ook gaan spring en gesê dis reg, teken af. Sy het oor mense se koppe nou weer gaan spring. So gaan lees maar in IOL die hele artikel. Daar's 'n hele storie daar agter. En ek dink nie ons weet regtig wat alles daar aangaan nie. Maar ek voel dat hierdie ons CFO moes al gesuspend gewees het. Want weet jy wat, dit is ernstige goed wat sy nou oor aangekla is en ondersoek word en nou kom doen sy weer foute. Soortgelyke goed. So nou die DA het hulle opinie hieroor uitgespreek. En Councillor Johannes Lagransie het nou weer gesê dat hy herhaal basies die hoofpunte van daai artikel. Die DA is nie gelukkig met wat sy gedoen het nie en dit is vir hulle onaanvaarbaar en ek stem heeltemal daarmee saam. Ek is bly dat die oppositie politieke partye bietjie iets sê daaroor die ander raadslede. Na vore kom en in die mond oopmaak en sê luister. Spreek dit aan, ja. Sit dit op julle webblaaie,
sit julle mediaverklarings en laat weet ons. En ons het selfs 'n stembrokkie Weer gekry van hom. van councillor Janus Lagransie. Kom ons luister gou. Die Demokratiese Alliansie in Matlosana is weer eens glad nie verbaas oor die beweerde onregmatige optrede van die hooffinansiële beampte, Missy Mapetla nie. Mapetla het sonder goedkeuring 'n betaling van bykans 3 miljoen goedgekeur aan Variegated Pty Limited sonder dat enige item ontvang is. Die DA gaan 'n skryfberig aan die plaaslike minister om in te gryp en hierdie onregmatige optrede te veroordeel en dissiplinêr op te tree. En dan sê hulle ons trek na die DA voor. Ons trek nie die DA voor nie. Enige iemand, as jy van enige politieke party is, jy's raadslid en jy wil vir ons nuus of jou nuusbrokkie of jou stemboodskap stuur vir ons gerus, want ons wil die mense moet hoor. Ons gaan nie agter hulle aanloop om te hoor wat hulle opinie nie. Hierdie mense stuur vir ons die goed en sê dit is wat ons hoor of ons lees dit raak ons vra vir hulle alright. Ja. So as jy 'n nuusbrokkie het of iets wat belangrik is vir die gemeenskap, of wat jy voel moet uitkom vir die gemeenskap. Ek meen dis waarvoor 'n raadslid mos nou staan, is dit nie? Exactly. So. Ja, ons dis nie van voortrek nie. Ons verwag van die raadslede wat aangestel is om probleme aan te spreek of om die gemeenskap in te lig van wat hulle opinie is of wat hulle daaraan kan of gaan doen. Daar sê. Dis tog waarvoor hulle daar is. Sit jy op Matlosana Municipal Updates. Hier was nou die laaste week of so, was die kragonderbrekings in Adamaiview en Flamwood. En lank. Jene? Jo, ek het mense regtig jammer gekry. Daar's mense wat vir 2 dae gesit het sonder krag. Kan jy imagine wat gebeur met jou yskas en jou vrieskas? Jou vleis. Jou vleis, alles wat jy aangekoop het. En jy kan nie jou foon charge om ons nuus te kyk nie. Ons gaan spot daaroor. Maar dis 'n realiteit. En dit is baie onaangenaam om te sit vir 2 dae sonder krag. My vraag is, en die gemeenskap se vraag, hoekom 2 dae? Wat is die probleem? Het ons 'n skills shortage? Is daar nie toerusting nie? Is daar nie vakmanskap nie? Is daar nie niks. Die goed om weer reg te maak nie? Is daar nie kabel nie? Is daar nie connectors nie? Moet ons vir julle cable ties bring? Of weet hulle nie om dit te doen nie? Waar's die kennis, jy weet? So wat is die probleem? En wat ek dink belangrik is vir die gemeenskap is dat wanneer so 'n probleem daar was, dat daar 'n opsomming gestuur word van wat die fout was en hoe dit opgelos is en hoekom dit so lank geneem het. Maar die was nie 'n mag ek vra, was die nou 'n waarskuwing voordat die mense kon geweet het? Okay, dit is my probleem. 'n kabelfout. Party mense sê dis 'n kabelfout, ander sê kabels is gesteel, ander sê dat daar is 'n kragboks wat gevandaliseer is. So daar's stories die hele wêreld vol en niemand weet wat aangaan nie, want daar's nooit 'n ordentlike update gedoen oor wat fout was. Maar nog steeds, hulle is daar aangestel om die probleem op te los, nie te wonder, dis dalk dit of dit of dit. Vind 'n oplossing, maak dit reg. En laat weet ons wat fout was en hoe dit opgelos is. Exactly. En hoekom dit 2 dae gevat het. Ja. Want as hulle vir ons net 'n rede gee oor die dis 'n komplekse ding wat ingevoer moes word van Duitsland af, dan kan ons 2 dae aanvaar. Dan verstaan ons ook hoekom ons 2 dae so in krag moet sit. Maar as hulle daar gesit het en gewag het vir 'n pakkie cable ties, dan is dit nou 2 dae onaanvaarbaar. Sorry, nee, want ons moes eers die pakkie oopmaak. Sorry. Iemand het nie 'n skerp gehad om die pakkie cable ties oop te maak, maar wie dis nou maar nie voorbeeld wat ek gee. Nou nog 'n belangrike ding op die City of Matlosana Municipal Updates. Fraudulent scam alert. Maggie, hier is 2 dinge wat ek hier wil aanspreek. Die eerste een is wat hulle hier sê. Hulle sê, the municipal employees will be conducting credit control actions. Sorry, ek moet lag vir hierdie een, maar ja. That is electrical disconnections and reconnections. The municipal employees will be performing the service because the contract of the previous service provided ended last month on 31st March.
die kontrakteur wat aangestel is om die connections en disconnections te doen, sy kontrak het geëindig. Nou word die taak oorgeneem deur municipal employees. Ja. Hoekom moet ons in die eerste plek 'n kontrakteur nodig gehad? Dis hoekom ek lag. As ons eie mense Jammer, maar dis eintlik 'n grap Dis hier, eintlik Jan. 'n grap. Hoekom moet ons 'n kontrakteur nodig gehad as ons reeds ons eie mense het wat dit kan doen? Dis die eerste probleem. Nou, die eintlike probleem. There are allegations of fraudulent scammers who claim to work for the municipality on behalf of the credit control section. Consumers are advised not to allow these scammers into your properties. Neither should they give them money. Nou, dit lyk my die mense daag daarop, dalk met 'n bakkie of voertuig, whatever, en dan sê hulle, ons gaan nou jou krag of jou water diskonnekteer, maar gee vir ons 'n paar rand en dan disappear. Dan sal ons dit nou nie sny nie. Ons gaan dit nou nie sny nie. So, hoe weet jy dat dit eg is of nie? Hierdie mense kom partykeer dan het hulle dokumentasie en goeders wat baie eg lyk. En hulle het 'n beter kar as die munisipaliteit self, want soos 'n munisipaliteitskar lyk. Wat ons sê is voertuig. Dis hoekom ek hierdie nogal eintlik lagwekkend vind, want terwyl hierdie goed gebeur, sit ons met die probleem van goed wat aangekoop word deur die hoofdametjie. Dan die tweede ding is, ons vullis kan nie eens verwyder word as die trok in die malle gaan ons kragte kan kom sny. Verstaan jy wat ek sê? Hulle het mense om uit te stuur om dit te kan doen. So hulle hou hulle op met net die gritty goeders, maar hulle gee nie aandag aan die regte goed nie. En nou moet ons dan nog daai vrees hê van, hoe weet ons is dit rarig die regte ouetjie wat my krag wat in my erf gaan kom? Al het hy nou 'n munisipaliteit se stiker ding op sy kar se deur, is dit 'n egte ene? Hoe weet ons? En wat gaan ek doen? Ek gaan hom toegang weier. Ja. Nou gee hulle 2 nommers hierso. En dan gaan die nommers hier onder sit, sodat julle kan sien. Maar die probleem is, as 'n mens hierdie 2 nommers bel, en daai nommers lei net, en hulle word nie geantwoord nie, hoe kan ek vinnig verifieer dat die mense is wie hulle is? As ek weier dat die mense inkom, omdat ek nie kan verifieer op hierdie nommers dat hulle eg is nie, kan daar iets aan my gedoen word? Kan hulle my krag nog steeds afsny? Dis wat ek wil weet. Het hulle die reg om my krag af te sny? Ja, wat as ek nou vir die regte ou toegang weier en dan kom die munisipaliteit en sê ja, maar ons vat jou hof toe want jy het ons toegang geweier. So hoe weet jy wat is reg en verkeerd? Watter een? Nee. Daar moet 'n nommer beskikbaar gestel word wat priority hierdie tipe verifikasies van identiteit van. Ja, want as jy net 'n gewone munisipaliteitslyn toe, jy kom nie deur nie, Rian. Dis hy. So ja, okay, maar in elk geval, move on. En dan 'n stukkie goeie slegte nuus. Goeie slegte nuus. Ja. Okay. Goeie slegte nuus, want daar is en hierdie is 'n statement, 'n media statement van die SAPS. Dit so. Ja. En lyk my hierdie operasie Walla Umgodi. Dit is nou die manne wat nou rondgaan en gaan kyk vir zamazamas en goud wat gesteel word ensovoorts. En hulle het nou nog 24 Zamas gearresteer. Wat maar hulle werk hard, né? Ja, maar tussen die ouderdomme van 17 en 44. Tjoe. En hulle is daar by die Scott en Margaret shaft in Stilfontein. Dis nou Woensdag die 10de April wat hulle die klomp gearresteer het. Hulle is nou op 15 April in die hof verskyn vir hulle hele ding en alles. Maar dis goeie nuus. Mense sê ja, maar die Zamas word nou net vervang met ander. Maar weet jy wat, solank hierdie tipe ding gebeur en die polisie hulle werk doen en die mense word gearresteer. As hulle elke week soveel vastrek, dan eventueel gaan hulle meer in ons gate wil kom skryp. Elke bietjie help. Ja. Dis soos hoe maak jy 'n emmer vol water met 'n teelepel leeg? Leeg. Ja, skeppie vir skeppie. Nee. Okay. Dit klink nou min, maar weet jy wat? Dit maak hom leeg. Ek sal 'n emmer vol water leeg skep met 'n teelepel. Solank hy leeg net genoeg tyd gee. Of geduld het wat ek het. Okay. Ek wil voordat by my hierdie ander interessante goedjies kom, wil ek praat oor ons regering se prestasie. Kan ons so iets sê? Ja. 17 dae se krag. Aan een. Jy maak dat ek vandag verskriklik lekker lag, ek's eerlik hoor. Dis nou 'n prestasie. This is a tweet from Clayson Monyela. He's the head of public, luister nou na hierdie ene.
Dit is 'n actual kantoor Ja. op van die regering. He is the head of public diplomacy in government. Rian, Jy dis nie hierdie, dis Dit- nie dit 'n is- comic dit- episode dit- nie. Dit is, ek sê ons moet die as jy in 'n sirkels wil as jy 'n sirkels wil sien, moet jy die parliamentary TV dophou. Maar in elk geval, Clayson tweeted yesterday and said 16 days of uninterrupted power supply across South Africa. Ooh. Dis wonderlik. Weet jy wat dit met hulle moet eintlik hulle kop hang in skaamte. Ja, ons moet trots wees op dit. Dit moet normaliteit wees. En kom ons wat dink jy moet ons 'n wetenskap begin aangaan met mekaar oor wat is die kans dat hulle dit gaan volhou vir die volgende 47 dae? Dit behoort want die verkiesing is op pad, so hulle moet hulle kant skoon hou. Vir 47 dae moet Ja. hulle kan skoon hou. So ons kan weet vir 47 dae behoort hulle nie load shedding te hê nie. Daarna sal ons weer praat. Extra generators wat gekoppel word. Ja. Hulle Of dit kan wees dat die ouens wat al daai duur equipment kan bekostig vir sien. ons Nou dalk hier. ons krag spaar. ek het 'n teorie Okay. wat en ek sien dis nou al in die nuus gewees dat al die mense wat dit kan bekostig het nou al off-grid gegaan deur solar panels te installeer en dan inverter systems en so aan. En hulle is nou almal af van die kragnetwerk af, so hulle het nie meer krag nodig nie. Die enigste mense wat nou oorgebly het, Ons ou arm is skapies. is die arme mense en die mense wat nie kan bekostig om krag te betaal nie. Ja. Wow. So daar is nie meer so So ons het baie- meer krag. Daar's meer. Hulle krag. gebruik minder steenkoole. Ja, eintlik daar's dieselfde hoeveelheid krag. Daar's net minder mense wat nou krag nodig het. Daar's So ja. Dankie julle. In plaas van 10 ready batterye wat nog altyd beskikbaar is daar nou nie meer 12 mense wat elke battery nodig het nie, daar's nou net 9. Die sien. So ons moet hulle eintlik bedank. Nou, 'n baie interessante ding wat baie gebeur in Suid-Afrika deesdae as mense gaan werk oor see. En ek is seker elke persoon ken nou al iemand Ja, oor see. verseker. werk. Verseker. Nou een van die mense wat ek ken wat ek nooit gedink het sal oor see gaan nie. En is DJ Bubbles. Hoeveel van julle onthou vir DJ Bubbles? Ja. Mense wat 'n paar jaar gelede nog gaan kuier het by plekke soos Oelies waar DJ Bubbles karaoke. O Christo. Ja, Christo Ja. de Lange. Ja. Ek het ook al probeer karaoke, maar ja, daar's mense wat vir my gesê het ek moet asseblief ophou. Hulle sal my betaal om op te hou. Ja. Nou, Bubbles, Christo de Lange, is op TikTok bekend as Bubbles 0075. Hy het 'n Julle moet awesome sy TikTok. videoetjies sien. Dit is vet pret. Maar behalwe nou vir die videoetjies wat hy opsit, doen hy ook TikTok live Lives, uitsending. En op hierdie live uitsendings vertel hy jou hoe om oor see te kom, hoe om werk te gaan kry oor see en wat se werke daar is en wat se werke hy doen. Ja. Jy weet net wat hy alles deur gegaan het. Ek weet daar's 'n heel wat klomp klaarsoppers wat actually so goed begin daar doen. As ek net aan een dink, ek kan nou nie dadelik op sy regte naam kom, is ou Texas. Texas Boerseun. Ja, Boerseun, daar's hy. En Swys, daar's sy man kan ons Swys die vir Texas Boerseun. Hulle doen regtig goed en weet jy wat? Ek weet ouens soos Christo, het dit gedoen om vir hulle gesin te kan sorg. So hulle het niks gehad nie. Ek weet van een van die mense daar by ons. En dan gaan hulle oor en dan kry mens van hulle soos Bubbles en Swys wat terugkom en mense begin help. Inspireer en help en ja. hulle skep goed en jy het nie meer kyk vir my is dit hartseer. Ek weet nou ek is hier's 'n hele paar as dit nou hier so wat Maart se kant begin. Dan sien jy die foto's waar hulle sê hulle groet weer, hulle speel lughawe daai kleintjies en so. Ek kan nie hoor. Laat Suid-Afrika die hartseer en dis sad want Suid-Afrika split gesinne. Dis my hartseer. Dis hartseer. Net om te provide vir jou gesin. Maar ek kry ouens wat so sterk is soos Bubbles en hy cope met dit. Hy sien ek het sy laaste video net voordat ek gaan net sien hy pak sy tas. Die sigaretjies is daar in en dan wys hy gaan nou vlieg. Dit was so cool, jy weet. So hy maak 'n groot sukses van dit onder andere. Ja. Ek het 'n bietjie met hom gechat en hy het vir my 'n voice note ook gestuur en gesê, weet die Amerikaners is goed vir hom. Okay, cool, kom luister. Arian, dis Bubbles hierso. Om jou te vertel vanaf varkboer na DJ, na sanger, na bootbou in Germany en plaaswerk nou in Amerika.
moet ek vir jou sê, Amerika is een ongelooflike plek. Eerlik. Amerika is regtig waar drome waar word. Ek moet vir jou sê, Amerika is baie goed vir ons. Beautiful land. Dit is my hart. Ek moet maar deurdruk. Jy weet, die vrou en kinders die kant. So hard as dit vir jy daar is om sonder hulle te wees, is dit so ook hard vir hulle om jou nie hier te hê nie. So ja, jy weet, geld kan alles regkry die kant, maar 'n ou se mis en liefde en drukkies en swenkies en al daai goeters mis 'n ouma. Maar is dit nie 'n man met 'n mooi stem nie? Ja, hy het ook baie Hy mooi het gesing. mooi Wel, hy sing gesing. seker nou nog mooi, maar ek bedoel hy was ook bekend vir sy mooi Ek sang. dink hy moet vir ons 'n videoetjie of 2 doen waar hy bietjie sing in 'n trekker. Dis 'n cool idee. Daar's Het jy hy. gehoor Bubbles? Jy's uitgedaag. Ons wag. Maar, nou gepraat van uitdagings. Bullying in skole. Kinders, wanneer gaan dit ophou? Groot mense, wanneer gaan dit ophou? Ek wil nou net sê is nie net meer kinders nie. Haai, wat gaan aan my? Man, die week het ek 'n vriendin staat ek nou toe met haar Janine Beets. Haar dogtertjie doen model. Ek weet nie is dit hulle begin die hoë bome tref en nou moet ander hulle afbreek nie. Ek weet nie hoekom nie, maar hulle was nou 2 targets. Want haar seentjie was ook een die week en dis hoekom ek sê dis nie net meer kinders nie. Ek het met haar gesels want ek het 'n post gesien op Facebook en toe sê ek vir haar praat 'n bietjie met my. Het jy dit gaan aanspreek met die hoof? Ek het actually gekom en daarop en gesê en my daar met my seun was ook so geboelie. Het ek dit en dit en dit gedoen? Gaan doen dit. En okay, gelukkig is hy nou nie so vicious soos ek nie. Sy het nie so gaan aanspreek nie en tyd verander. Jy kan ook nou nie soos in die ou dae net 'n hoof wil gaan slaan nie. So sy het die hoof gaan sien toe nou afspraak gemaak. Hy het met haar gepraat en hy het gesê hy gaan dit aanspreek. Hy gaan iets doen daaromtrent. Sy sê meer, ek het ook vir haar gevra vir 'n voice note. So sy sê meer daarin, maar my opinie, Maggie se opinie, ek wil die skool uitdaag. Ek wil vra, is daar hoofde wat bereid is om met ons te praat en te sê, hoe voel jy oor boelie? Wat gaan jy doen daaroor in jou skool? Spesifiek in jou skool, want onthou, ek kyk op na jou as my hoof om my te beskerm. Ek as 'n ouer voel as ek my kind daar gaan aflaai in die oggend, sal my kind veilig wees tot die tyd wat ek hom kom optel. Onder jou beskerming. Presies. Maar as jy as hoof nie eens weet daar's boelie in jou skool nie en ek kom praat met jou en jy spreek dit nie aan nie, nog erger, as jy weet dis daar en jy doen niks daar nie. Dan. So ek weet nie watter skool gaan die guts hê om te sê Maggie, kom, ons wil graag met jou daaroor praat nie. Ek nooi julle uit. Ek daag julle nie uit nie, nooi julle uit. Ons wil graag hierdie boelie ding aanvat. Ek voel dis baie belangrik. Weet jy wat? Kom ek sit 'n ander uitdaging ook daar buite. Het jy 'n oplossing? Wat is jou idee? Wat dink jy kan gedoen word om bullying aan te spreek? Ja, want soos die enetjie nou van haar boetiekie is 'n onderwyser gewees. My het lelike goed gesê. Ek gee nie om in watte opsig iemand vir my sê, maar dit is net dit. Boelie is boelie. En jy kan in baie verskillende ways. En nie elke onderwyser so nie, maak nie 'n fout nie. Daar's baie goeie onderwysers, maar die onderwysers vergeet, jy, Onnie, is die ou wat daai kind se lewe maak of breek. Ja. So ek praat spesifiek met jou. Dit is uitdagend, dit is 'n harde werk. Ek sal nie dit doen nie. Dis kom ek baie bly is ek nie 'n juffrou nie. Maar jy daai beroep gekies, so jy moet geduld hê met daai kind en jy moet jou woorde tel. Ek praat met jou as 'n Onnie. Die res van die boelies, ek gaan julle nog aanspreek gee kans. So kom ons luister gou wat sê haar mamma. Daar's hy. Ek is 'n mamma van 2 laerskoolkinders. Altoe my kinders het al deurgeloop deur geboelie, veral by die skool. Hulle het al baie hoogtes bereik. My dogtertjie doen modelwerk en mens weet nooit hoekom hulle deur dit gaan nie. Ons was by die skool gewees nadat my dogtertjie siek geraak het van geboelie. En die hoof is baie dankbaar want baie van die ouers gaan nie na hom toe om dit met hom te bespreek nie. So hulle gaan die situasie nou hanteer en hulle gaan ons op hoogte hou. Ja. Ek dink ons sal 'n bietjie 'n opvolg Dis doen. goed dat die hoof bereid is om iets te doen. Ja. Maar kom ons hoop dat howe van ander skole ook kontak ons gerus dat ons kyk of iets daar nie gedoen kan word aan bullying nie. En as die skole nie 'n oplossing het nie. Gemeenskap, wat voel julle is die oplossing? Geef vir ons in die comments. Ja, ek sal weer 'n bietjie in die week wat kom met Janine praat en hoor is daar toe iets daadwerklik gedoen daaraan.
Kom ons gesels Ons wil, daaroor. ons wil graag 'n ding opvolg en seker maak dit is opgelos op die ou einde. Nou, die volgende groot dingetjie is WhatsApps. Ons het nou gesien, was dit maandag of dinsdag, dat daar 'n bietjie protes in die dorp was. Dit is dinsdag. Dinsdag terwyl die dametjie geld uitgee. Ja, Dit gaan 'n daar hysterie was 'n weer protes gewees en blykbaar het die protes gegaan oor dat die mense wil hê die CFO moet onmiddellik gesuspend word. Dis nou die dametjie wat die geld uitgee. op dieselfde dag. Nou, hier is die probleem. Daar 'n veldbrand van WhatsApps is uitgestuur. En mense het gesê asseblief moenie midde stad toe gaan nie, die Moenie CBD munisipaliteit toe gaan nie. Ja, munisipaliteit oral. So almal het gesê vermy die stad. Die probleem is daai protes was 'n uur nadat dit begin het. Versprei was, ja. Was dit oor? Uur en 'n half. Dis opgeklaar en alles is terug na normaal. Skoon, jy kan die water en ligte gaan betaal. Alles is normaal. Die probleem is nou suffer besighede. Daar's besighede wat normaalweg baie mense kry per dag. En daar's besighede wat selfs tot gister nog gesukkel het. Dis wat ek nou wou sê, nou daai ding aan versprei, daai video. Dit het nou al 2 dae terug gebeur, Ja. maar hulle stuur dit vanoggend nog. Wees versigtig. En hoekom? Nou, wanneer jy 'n WhatsApp uitstuur met hierdie tipe inligting van 'n protes, of kom ons sê jy reis als iewers heen en daar's 'n protes, of 'n ding soos 'n veldbrand, dan stuur 'n WhatsApp, ja, maar sit die tyd, die datum en jou naam en van heel in die begin van die voice note. En selfs 'n area dalk. Ja. Ja. Ja, in die area. Gee die inligting wat nodig is om te keer dat WhatsApps oor en oor uitgestuur word, dae later en mense dink dis dinge wat nou gebeur. Jy weet daar is mense wat nie heeltyd op hulle fone is nie, wat besig is. So ons het noodgroepe. En nou gaan hulle vandag sit hulle verveeld by die huis en nou kan hulle daai noodgroep opvang. Hulle let nie op wanneer daai goedjies gestuur nie. Nou forward hulle dit net. Yep. En die ander ou skrik en hy gaan nou en dit hou nou net Exactly. aan gestuur. Daar is letterlik gister mense wat eers daai Ja. protes Vanoggend nog? Ja, vanoggend nog. Wat daai protes video gekry het van die dorp, dan dink hulle dit gebeur nou. Omdat die inligting nie verskaf is nie. So ja, want dit affekteer En besighede. doen 'n opvolg, Rian. As dit nou verby is, soos in die geval van Ja. dit was nou 'n uur en 'n half. Sit daarop. Alright mense, optog is verby, dis weer veilig, is oop, skoon jy kan gaan. Dan weet jy, okay, ek sit nie heeldag hier vernietigend of daai besigheidsmense, ek kan nie uitgaan na die middestad toe om my aankope te doen nie en daai soos jy sê, die besigheid lê nou daaronder, want ek wag vir hierdie optog om klaar te maak. Ek wil nie my lewe in gevaar sit nie. Presies. So. Jy Maar ja. praat van veldbrande. Duidelik 'n bietjie vir ons gou daai verskil tussen die twee. Ek en jy daaroor Mense moet gesels. onthou, daar's 2 verskillende soort veldbrande. Die een is voorbrande wat gemaak word, maar hulle word offisieel gebrand op spesifieke plekke onder beheer om seker te maak dat wanneer daar brande is dat hulle nie oor heining spring en weet in 'n beperkte Skade gaan area gee nie, ingaan ja. nie. En dan is daar wille veldbrande. As jy by 'n wille veldbrand verbyry op reis iewers heen, stop eerstens as jy kan en kry 'n pin location. Dis baie belangrik dat jy stop en 'n pin location kry, want terwyl jy ry, is daai GPS pin location van jou ver Ja, verkeerd. dis reg. En dan sit jou naam en die plek waar jy is en tyd en datum aan jou voice note en stuur dit vir jou naaste. Ja, die brandweer dan nie verniet uitjaag nie. Ja. En as jy dit wil direk rapporteer, skakel 112. Sorry. Dis die nasionale noodnommer. En terwyl ons nou daaroor praat, ons is nou in die begin van herfs. Ons begin nou die brandseisoen in. Mense asseblief, as jy rook, moenie 'n stompie net uitgooi by 'n venster nie. Baie belangrik. Veral op 'n pad. Het al gesien as jy so 'n koeltjie op 'n vuurtjie het. Hoe kry jy daai vuurtjie om daai koeltjie om 'n vlam te Ja, maak? jy blaas. Jy maak. Sê. Dis wat gebeur met elke kar wat verbykom. En as jy weer sien, maak daai stompie 'n vlammetjie. Sorry. Dit brand 'n veld af, vee brand dood en dis net nie Dis nie mooi nie. Dis groot skade vir veiding ensovoorts. So asseblief
wees baie versigtig wanneer ek sê nie dis net rokers nie, maar enigiemand wat 'n vuur maak daar buite. Ja. Daar's hy. Selfs 'n Dan braaivleisvuurtjie se koeltjie wat wy. lekker Maar goedjies. Terwyl ons praat gou van dit, winter, herfs, ons is hier. Rian, okay, die meeste mense wat my ken weet nou al ek het meer hierdie week in die hospitaal geboer. Ja, So breinvliesontsteking, ons kleinkind sit met dit en 'n paar ander goedjies, maar breinvliesontsteking is 'n lelike ding in die lig. Dit was vir my skrikwekkend toe hulle haar opneem dat daar's nie plek in die hospitaal nie. Hulle het nie plek vir haar nie. Die kinders is siek, Rian. van in die kindersale. Al die kindersale is vol, Pediatriese dis toe, sale. dis toe, die kinders lê siek. Ons pediater moes gesmeek het vir 'n bed. Hulle het begin vir haar uit 'n ander kamer uit begin 'n kamer regkry, bymekaar kry en goeders en seker maar die Here se genade het by die tyd wat hulle haar toe nou moet opneem, toe is daar 'n kindjie ontslaan, ons kon toe nou 'n kamer kry. So wat's my waarskuwing eintlik hier? Ek sit nou nie die pity vir haar nie, wat's my waarskuwing? As jy sien jou kind is in 'n lyn wat jy glad nie ken of hom glad nie ken nie. Dit was ons probleem, sy het gehuil, sy het gedie. Ons het gedink dit is maar sy's 3 maande oud, sy kan nie van self praat nie. So ons het gedink, ag sy's bederf, sy's dit. En eintlik was sy doodsiek. Soos jou kind, ek wil sê, gaan hardloop dokter toe, so wat. Wees eerder versigtig as wat jy gaan huil na die tyd, want ons as een van die gelukkiges. Daar is kindertjies wat oorlede is van hierdie breinvliesontsteking. Wat dit ongelukkig te laat opgetel het. So Ja. ek wil die mamas en papas sê, maak nie saak wat se ligte simptoom daar is nie. Hulle sê die simptome vir die breinvlies is 'n lopende maagie, koors. Dit kan tot ligte hoes wees. En van nie genoeg, hulle sê dit die So dis amper soos 'n verkoue 'n griep een. Hy het griep simptome. Okay. En dan die nek styf. Hy het verduidelik die kinders kan hulle beentjies in lig druk en jy moet hom lig geselseer kry van met hom. Dat sak tot jy hulle ken en as dit te seer is moet jy dadelik dokter toe. En sy het 'n lamberpunch gekry. Ek meen dit kinders, ja, dis hard. Jo. En wat vir my sleg is die een wat aansteeklik is, wat sieklik is, kom deur mense wat kleintjies soen. Daai handsiekte en goeters, hulle kan breinvliesontsteking van dit optel. So asseblief mense, wees veilig. As 'n babatjies en kleinkinders is, moenie soen nie. Moenie op die hande eers soen nie. Was julle hande voordat jy hulle vat. Ek wil net sê, wees eerder veilig as wat jy gaan traan hê. Maar nou, okay, kom ons laat dit. Ons los dit daar. Ons het by B Gallery. Dis 'n lieflike plek vir my mos daai. As julle nog nooit by B Gallery, mooi. ons begin by die begin. B Gallery is oorkant Saamtrek Laerskool Ja, sy. in Michaelstraat. Ja. Loer bietjie Dis in. B Shore dink ek is Ja, eintlik dis die die B-show, dis die daar sy, besighede, daar maar hulle het 'n B Gallery. Ja. En hulle is ek het hulle op Facebook. So ek sien as hulle hierdie aande aanbied wat die glitz en glamour en kook en ons sien kuns en ek hou van kunswerke. So dit is baie nice daar. So as jy nie daar was nie, weet jy nie wat jy mis. Wat Jy jy mis. mis Nou hulle het al hier van die 11de Maart af begin. Laat ek weer. Nee, 1 Maart sien al. hoekom ek my brille moet Ek opsit, sien nee. daar, ja. Die 1 Maart, maar hulle gaan aan tot die 24ste Mei. Okay. So gemaak 'n draai daar. As jy by die huis sit en jy weet nie wat om te doen nie, want daar is nie by wat gebeur waar by ons iets wat jy van nou nie van B Gallery toe. Gaan loer daar na die Gaan loer 'n kunswerke. bietjie Dit daar. is Dis nou die droomkuns en fotografie uitstalling. droomkuns en fotografie uitstalling. Klink interessant, ja. Ek dink dit en fotos alleen, hè. Jy kan flippend mooi werk hê van dit. Jy sal weet. Ja, weet 'n Moestie Benari is een van my vriende in Dis hy. baie oulike fotograaf, kunsfotograaf. Jy sien, omdat jy kry baie verskillende soorte Yes. fotograwe. Hy's 'n kunsfotograaf. En hy doen mooi werk. Hy doen baie mooi. Sy werk daar. Ja, Regtig? Hy doen baie uitstallings, so ek is seker sy Sou daar werke gaan wees. ook daar wees. Maar ek weet baie van die kunswerke daar is nou soos verwerk en so. Gaan loer 'n bietjie in. Ek dink ek en jy moet ook 'n draai gemaak. Ek dink ook so. Okay. Dan wat gebeur waar by ons op Geselsnet? Dat ons elke week vir die volgende week Wys, dis wat jy nie dorp kan doen, dans of wat ook al. gebeur waar. Maar ons twee het besluit ons gaan nou 2 weekliks so. Nie 2 weekliks, ons gaan elke week hou, maar al gebeur dit eers oor 2 weke gaan ons gaan dit dit- plaas. Met ander woorde, ons gaan dit nou elke week op 'n Woensdag sit vir 2 weke Weke. se events. Ja, maar ons gaan nie elke 2 weke dit opsit nie, ons gaan nog steeds elke Nog week. steeds aan. elke week, maar 2 weke se Ja. Die rede daarvoor is dat baie keer is dit 'n bietjie kort kennisgewing vir mense as jy op 'n Woensdag laat weet
hierdie Saterdag gaan hierdie kunstenaar daar wees, maar die mense het ongelukkig nou verlede naweek te lekker geld gebraai uitgegee. en al die geld uitgegee Ja. en nou is daar niks oor om te spaar vir daai ene nie. So ons gaan dit doen omrede een van dit 20ste April is wie so Dirk van der Westhuizen. Hy is weer by Bokkies Pap en Braai. Daai man gooi 'n show. Julle sy song is gisterand gerelease, as a matter of fact, sy nuwe liedjie. 'n Nuwe liedjie. Julle nou staat ek hier toe. Dit is so 'n hele space storie nou. Okay. Ek het nogal die ding gaan deel, man, in elk geval. Is daar al 'n video van die liedjie of? Ja, op het jy 'n YouTube. video gesien? Ja, dis flippin' nice. Is daar baie girls in? Nee, dis regte en dit is sy lyf. En kyk, ons ken mekaar al lank, ek en Dirk, jy weet ek is trots op hy lyf van hom se. Sy lyf is daai girls wat chicken tyd. Maar hy het sy live gehad eintlik gisterand wat hy die liedjie gepromote het. Okay. Maar jy moes daai pak gesien het wat hy gedra het. Dit was so flipping cool geweest. So ja, hy's die 20ste hier. So ek gaan aanhou praat sin of as ek moet praat. So hy's die 20ste Waar is dit? by Bokkies By Pub. Bokkie. O ja. So dit gaan lekker, kyk, hulle het mos hy stage gebou daar, so Bokkies regtig kuiter nou vir die Baie kunstenaars. lekker. So die kinders kan kom, hulle kan daar speel. Ek weet nie, ek dink daar is stalletjies nog goed, maar Michael Beets hulle is ook 'n beheer vir dit want vir daai wat ons aangespreek het oor die ringbal. Hulle doen dit in bate van dit. So gaan ondersteun hulle. Daai geld gaan vir 'n goeie doel, regtig. Ja, sorry. So ons sien hulle daar, ons Iets gaan om na gaan. uit te sien. En dan vanaand, baie Vanaand, kort kennisgewing. Ook 'n man vir wie ons 'n ou soft spot het. Ja, AJ. Dit is ons 'n man met 'n weer 'n man met 'n goue stem. Ja, hy het 'n flippend diep. Kyk. Hy het 'n iets aan hom wat Hy- ek nie hy- kan sê dis hy- dit nie. Ek gaan vir mense sê as hy die regte liedjie sing, dan het hy 'n tranentrekker stem. Nee. Hy het nee. Ja, is dit Hy- lekker. Ek dink daar's 'n paar liedjies wat hy nog vir ons moet oordoen. Jy kan hy sit en hy dronk vir 3 liedjies kry. 'n Bottel vir die LP. Ja, hy het daai stem. Hy het daai ou genre hy Ja. jou song, sy songs praat. As jy nog nie het ons al gesê wie dit is. Hy net as hy AJ. Ja. Ja, AJ de Vos. AJ de Vos. Hy's raak baie bekend teen. Hy het al baie by ons opgetree. Baie mense ken jou al. So die wat nie doen nie moet gaan hoor, kyk. Hoe sing? Het jy al gehoor hoe sing? Maar jy het seker al gehoor. Jy moet hoor hoe sing hy teens Jordaan se liedjies. Dis wat ek nou wou sê, daai diep prop met jou siel stem, jy weet. En dan hy sou is van- AJ dit gooi. En Kyk, hy's vanaand waar? hy is vanaand by Roekeloos. Roekeloos in Stilfontein. Dit is ook 'n pap wat baie lief is om hulle kunstenaars te ondersteun, te bring vir ons gemeenskap. Dit wil sê kom kuier. Ja, Stilfontein is nou Stilfontein. So jy moet jou voggies inhou in die sin van jy As het dan nog gaan jy verantwoordelikheid stap. om terug te bestuur. Ja, jy gaan loop en die pad is ver terug glas op dit. Dis ver Maar stap. kom ons gaan ondersteun. Sover ek weet, is dit gratis toegang. Okay. Is dit? Ek gaan jok, En maar wie sover ek wie weet. altyd saam met hom kom. Kom ons hoop hy's ook weer daar. Dis 'n meilie. Hey ja. Maar julle het nou nog nie 'n karakter ontmoet nie. Nee. Julle moet julle Ek hoop niks hy kom saam. vertel nie. Julle moet daar wees. As ons hou dit geheim, So as dis ons van- ja. So dis van 8uur af, maak 'n sekere die lekker ding is van AJ as hy vroeg kom, dan kuier hy 'n bietjie Klaar. saam met die mense. Nee. Hy's 'n baie menslike mens. Baie lekker om- interact lekker. Ja, is lekker om met En hom hy te hou daarvan om mense te leer ken want hy hou nogal daarvan vorentoe en sê vir jou, hoorie maar ek soek jou my video. Ja. So jy dink jy raak nog 'n pel en meantime gaan jy dalk bekend deur hom raak. Maar hulle sê hy sing tot 12uur toe, maar ek moet vir julle bysê is die man show. En hy het lus om verder As daar te nog sing, mense sing is hy. wat wil luister, Ja. dan sing hy nog. So gaan ondersteun hom, dit is gratis toegang. Gaan geniet dit, Ek dink 10 to 1 behoort dit ons gaan- ek seker dit weer gaan 'n draai daar. Ons gaan in afval gaan groet so. En môre. Môre, hierdie klink so lekker. Ek is 'n groot ou country fan. So die Nelsons country musiek. Connie Worries dansorkes is by die Star Raceway. Star Raceway. So as jy nie gaan Hotrots ry nie, gaan jy dans moet. So Kyk, Star Raceway het 'n baie oulike venue. Venue, daar. Vir die mense dis wat nou hy. nog nooit daar by die venue was nie. Dis 'n lekker groot saal, is lekker dans. Hulle het 'n lekker plek. Dis 'n baie oulike plek. en die kinders speel lekker daar. Hulle het regtig Die tot vir die kinders het kinders. buite speel, Ja. rame en allerlei goed. So dis 'n hele familie kuieraksie. So vat jou kleintjies saam, is R150 per persoon. Hulle kan onder die tafel slaap as hulle moeg raak soos Hulle in sê ons kinders daar. gratis, maar hulle sê nou nie ouderdom nie. Nee, hulle sê nou nie ouderdom. Obviously dink ek as jy nou op 'n ouderdom is dat jy kan dans, gaan jy dalk maar betaal, jy weet. As jy kan staan en dans, gaan jy betaal. Ja, ek dink jy 12 jaar en so aan op. Hulle het nou nie gesê nie, maar vat hulle saam.
Gaan dans, ondersteun. Dis Nelson's country musiek Ja, en Connie Worries. ja. Wow. Vir daai prys. Vir R150, Dis nie dis baie. weggee. En as jy meer inligting soek, kontak vir Annetjie. Ek sal die nommer hier onder sit. Ondersit, juis. Daar sy. Maar ek voel hulle moet die kinders saamvat. Ja. En hulle moet soos ons groot word onder die tafels. Ja. Was jy lekker se slaapplek daai tyd, nê? Daai kind nou lekker kuier. Ek gaan afsluit met iets flippin funny. Alweer, ek lag my dood hierdie week. Weet jy dat daar 'n aardbewing was? Ons slaap al so lekker, Ons ons slaap het al so deur die gewoond aan dit, nê, dat hulle sê dat dit was 'n 3.0 enetjie. 14 kilometer. Klerksdorp en omgewing is nou maar ons is nou al gewoond aan aardbewings. So Perfect. as iemand van Gauteng af hiernatoe kom en hulle voel dit. Daai weet- 3.0. Oh, Ek het al die einde iemand van die gehad aarde is hier. wat vir my kom kuier het van die Kaap af, dan sit hulle hier so in die sitkamer en dan next minute wat is dit? Die einde van die wêreld is hier. Dan sê ek, nee, dis maar net moenie worry nie. Dis 'n aardbewingkie. Dit gebeur maar hier. Hierdie was maandag. Ag, o, met die sonverduistering. O ja, dit was Dis die dieselfde nakkie dag, video geniet. Die Maar my daai- video Dit was oulik. vir die mense wat dit gemis het. So ja, terwyl ons snoesig geslaap het, het dit om ons gebeur, maar soos ek sê, ek dink omdat ons by die myne bly Ja. en ons het al geleer Ons raak aanpas. gewoond. Ja, ons 'n skiddingkie doen ons niks. Yes, okay. 4:15 die oggend was daai niggie gewees, maar ek dink ons het maar almal deur hom geslaap. Ek het definitief, ek moet eerlik wees. So ja. Ek dink eers as my goed van my mure afval en sê ek so, oh, hier's alweer 'n bump. Ai, Maar nou ja. Dit was dis al die dis wat nuus. ek het. Dis Ek al- weet ons het weer 'n al- mond vol hierdie Ons week. het Ons verskriklik raak baie eintlik gepraat al hierdie hoe week. meer en al Julle hoe moet meer. ons verskoon. Maar ons wil ook net noem, ons is nie 'n nuusorganisasie nie. Joernaliste nie. Ek is nie 'n joernalis nie Ja. en Maggie is nie 'n redakteur nie. Hierdie is maar net 'n bespreking oor algemene nuusgoedjies. Goed wat ons raak lees, wat ons dink beïnvloed ons gemeenskap en ons omgewing. En wat jy dalk nie raak gesien het in jou besige lewe nie, wat ons dalk wil bespreek. En ons het tog ook vir ons kykers baie dankie vir hulle interaksie is dan lekker. Hulle sê vir ons, maar dit is waarvan ons meer wil weet. Kyk, hulle En comment die dalk lekker ding nie. is, 4 van hierdie artikels is aan my gestuur op WhatsApp Verstaan. deur ander mense. En dis wat ek Dankie wou vir sê, hulle julle. comment dalk nie op ons nuus nie, maar hulle stuur vir ons inboxes en WhatsApps en Ja. goed. So ons wil gee wat julle vra. En ons gesels slegs daaroor. Ons praat nie iets waarvan ons nie weet of feite reg het nie. Ons wil nie moeilikheid hê nie. Ja, Want hierdie is nie 'n nuusleus nie, dit is bespreking, ja. Soos enige persoon maar sal gesels wanneer hulle iets iewers raak Ja. gelees het. Dis Om 'n braai en ek sê vir jou Rian, het jy gehoor? En as ons praat oor iets van die Vryheidsfront of die EFF of die ANC of die DA of wie ook al, dan is dit omdat ons daai stukkie op daai stadium Ja. oor wil praat. Dis nie 'n politieke party Voortrekking of advertensie spekulasie voortrekking of wat ook al nie. nee. Ja. So ja, dis net 'n geselsie. Ons wil dit net duidelik maak dat mense ons nie misverstaan en Ja, dink moenie ons kwaad wees vir ons. Ja, moenie vir ons kwaad raak nie. As jy 'n probleem het, beskakel ons gerus en dan gesels ons daaroor. En ons noem ook nou nie die omdat daar al iemand is wat 'n probleem het nie, ons wil dit net onder hulle Ja, aandag ons bring. wil dit onder Ja. hulle aandag bring. So. Ja. Maar julle moet 'n lekker naweek hê van my kant af. Ja. Weer En soos 'n wees ander veilig. vriend van my sê, geniet jou kondensmelk koffie. met 'n ouma beskuitjie. Ja, sy. Julle 'n lekker week. Sien julle volgende week. Van my kant af, ons gesels weer. Stukkie Het jy padda vandag in jou ek keel? het 'n bar in my keel vandag. Is omdat jy nie jou Rian koppie koffie daai het nie. Ek het nie my reën koppie koffie nie. Ek Jy sê iets sê. is fout. My latte. Laat hy.